Ek raak stil wanneer ek Handelinge 8 lees. Nie omdat daar iets ingewikkelds gebeur nie, inteendeel. Dit is die eenvoud daarvan wat my tref. Filippus verkondig die evangelie van Jesus se verlossing in Samaria, 'n vyandige gebied, en daar is vreugde, staan daar in Handelinge 8 vers 8. Nie oortuiging deur argumente nie, maar blydskap deur die evangelie self. Christus wat verkondig word, bring vreugde. Dit is dit. Maar dan draai die verhaal skielik. 'n Engel stuur hom weg van 'n stad vol mense, van 'n ooglopende suksesvolle veldtog na 'n pad in die woestyn. Geen verduideliking nie, net staan op en gaan, en Filippus gaan. Ek wonder hoe dikwels ek daardie roepstem sou geïgnoreer het. 'n Woestynpad, dit klink nie logies nie, maar dit het net gehoorsaamheid nodig. Dan die oomblik wat my elke keer weer vasvat. Die Gees sê vir Filippus, gaan nader aan daardie wa. Nie 'n uitgebreide strategie nie, net 'n fluistering. En 'n gehoorsame disipel gaan. Hy begin hardloop. Hy hardloop tot by 'n buitelander uit Afrika wat op sy wa ry, en hy is besig om Jesaja te lees. Filippus is nie onseker oor watter woorde hy moet gebruik nie. Hy vra net, verstaan u wat u lees? Vanuit daardie een vraag ontvou die hele evangelie. Die Ethiopiër kom tot geloof in Christus. Hy word gedoop en die Gees neem Filippus net so skielik weg, soos hy hom daarheen gebring het. Dit is vir my die een groot inspirerende waarheid van hierdie hoofstuk. Die Gees skep die geleentheid. Ons enigste taak is om gewillig te wees om te loop of te hardloop wanneer hy so sê. Ek dink nie Filippus het geweet wat God besig was om deur hom te doen nie. Hy was net gehoorsaam in elke volgende stap. Na Samaria, na die woestyn, na die wa. En uit daardie gehoorsaamheid het 'n nasie se geskiedenis verander. Miskien is dit waarom hierdie verhaal my elke keer weer laat met 'n gevoel van verwondering. Dit vra nie my welsprekendheid, baie geleerdheid, interessante geestelike gawes of 'n volmaakte uitgewerkte plan nie. Dit vra net, is ek gereed om te hardloop wanneer die Gees fluister? Die vraag vir vandag is of jy en ek gereeld stil genoeg raak om daardie fluistering te hoor en gewillig genoeg om daarop te reageer, al lei dit jou na 'n onverwagte woestynpad en 'n buitelander op 'n wa. Kom ons bid saam. Vader, maak my ore oop vir u stem en maak my voete gewillig om te loop wanneer u sê ek moet gaan. Ek weet nie altyd waarheen die pad lei nie, maar leer my om te vertrou soos Filippus vertrou het, sonder om die hele prentjie te sien. Gebruik my, Here, al is dit net vir een enkele oomblik langs een enkele wa op een onbekende pad. Amen.